Goeiedag almal. Ek is Mannie van Bloemfontein. Dis vandag Woensdag, die 7de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrifte vandag sê: regering stem nie saam oor Venezuela. Nuushooftrekke vir vandag. Wraak is nie die antwoord vir DJ Warras se dood nie. RNE stem nie saam oor Venezuela. NSFAS verwerk duisende aansoeke van studente. Moet kinders graad 1 tot graad 3 herhaal as hulle gedryp het. Dakar lewer verskeie uitslae op. Travis het teken 163 lopies aan in toets. Op dieselfde dag dat die Verenigde Nasies, die VN, laat blyk het dat die Amerikaanse operasie in Venezuela 'n fundamentele beginsel van internasionale reg ondermyn het, was daar weer ernstige verdeeldheid oor die kwessie in die regering van nasionale eenheid, oftewel die RNE. Dit het oor en weer beskuldigings tussen die ANC aan die een kant en die DA en die VF+ aan die ander kant gelei. President Cyril Ramaphosa en Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, het gevra dat Amerika vir president Nicolás Maduro van Venezuela en sy vrou Cilia Flores onmiddellik moet vrylaat. Die DA en die ANC se grootste vennoot in die RNE het hom van die diplomatieke skynheiligheid beskuldig en Dr. Corneille Mulder, leier van die VF+, het selfs die Amerikaanse optrede teen die onwettige Maduro-regime verwelkom. Mbalula het die Amerikaanse optrede gister op 'n mediakonferensie in Rustenburg skerp veroordeel en het bestempel as niks anders nie as imperialisme en aggressie. Mbalula het onderneem dat die ANC mense sal mobiliseer teen die Amerikaanse aggressie. Volgens hom is die Amerikaanse optrede 'n oortreding van die internasionale reg en die handves van die Verenigde Nasies. In sy toespraak het hy gesê: "Ons verwerp die optrede van Amerika heeltemal en staan by die mense van Venezuela." Ryan Smith, die woordvoerder oor internasionale betrekkinge en samewerking, beskuldig die ANC van skynheiligheid omdat hy nie ook Rusland se aanval in Oekraïne veroordeel het nie. Mulder stem ook daarmee saam. Mulder sê Maduro se regime was onwettig en korrup en nadat hy die verkiesing in 2024 verloor het, het hy in die bewind gebly met die hulp van Rusland, Iran en van China. Amerika se optrede is nie 'n inval of regimeverandering nie, maar 'n gerigte ingryping op grond van internasionale aanklagte teen Maduro. Mulder wou weet waarom die vergryp in Venezuela nie veroordeel is nie. Die ANC gryp ook nou gerieflik na die internasionale reg om teen Amerika op te tree, terwyl hy self in 2015 versuim het om aan die internasionale reg gehoor te gee deur die hofbevel oor oud-president Omar el-Bashir van Sudan sy inhegtenisneming uit te voer. Dis oneerlik. Wraak is nie die antwoord nie, so sê die suster van die mediapersoonlikheid Warwick Stock, oftewel DJ Warras, nadat sy man van moord beskuldig word, die eerste keer in die hof gesien het. Die gaping wat deur Stock se dood gelaat is, word al hoe meer werklik en ons voel dit het sy gesê. Die enigste ding wat die gaping vul is gebed. So het Nicole na die hofverrigtinge aan die juriste bekend gemaak. Stock is op 16 Desember by die gekaapte Zambesi gebou in die Johannesburgse middestad doodgeskiet, waar sy veiligheidsonderneming glo aangestel is om veiligheidsdienste daar te kan lewer. Majola, wat met sy vorige hofverskyning gekla het oor beserings wat hy glo gedurende sy inhegtenisneming opgedoen het gister op pad na die hof weer hinkeping geloop. Die saak is tot 13 Januarie vir borgaansoek uitgestel. Almal is onskuldig tot hulle in die hof skuldig bevind word, het Nicole gesê. Hy het ruggraat gehad om op te staan teen wetteloosheid deur met sy veiligheidsonderneming 'n rol te speel om die middestad vir almal te laat herleef. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, oftewel NSFAS, het 'n rekordgetal aansoeke vir die 2026 akademiese jaar ontvang vir werk en studente van die uitkomste ingelig. Die NSFAS is verheug om aan te kondig dat alle 2026 aansoeke om finansiering voor die begin van die akademiese jaar verwerk is. Ons het 'n rekord van 893.000 aansoeke ontvang, 'n getuienis van die skaal en belangrikheid van ons werk. Van die aansoekers is sowat 766.000 studente wat hulle die eerste keer ingeskryf het en sowat 125.000 senior studente. Altesaam 2.551 aansoeke is van studente met gestremthede ontvang. Tot op datum is 609.000 aansoeke goedgekeur en 49.000 is na hersieningsprosesse afgekeur. Aan die voorhand van die begin van die akademiese jaar heers kommer oor NSFAS studente wat hulle moet registreer en verblyf moet kry.
Wasim Karim, waarnemende uitvoerende hoof van die NSFAS, het op 'n media-konferensie gesê die NSFAS doen alles moontlik om te verseker dat die verblyfproses ook sal glad verloop. Die Departement van Basiese Onderwys wik en weeg nog of swak presterendes graad 1 tot graad 3 leerdlinge hulle grade moet herhaal. Angie Motshekga, voormalige minister van Basiese Onderwys, het in haar begrotingsrede vir die 2019 boekjaar 'n nuwe vorderingsbeleid voorgestel. Dit lyk egter of die departement onder Sisiwe Gwarube se leiding op die draad sit oor hierdie kwessie. Sy het in Junie 2024 die leiersels by Motshekga oorgeneem. Data in die verslag wat deur Gwarube onderteken is, toon 'n afname in die persentasie van leerdlinge wat hulle grade herhaal oor die skoolstelsel heen. Van 2019 tot 2021 het die persentasie van leerdlinge wat graad 1 tot graad 8 herhaal het, van 8,8% tot 6,9% gedaal. Lydens die verslag kan herhaling egter wel beperkte opvoedkundige waarde hê. Sommige kinders sukkel om tred met die werk te hou en ander kan daarby baat vind om 'n graad te herhaal terwyl ander liefste by hulle ouderdomsgroepe moet ingeskakel bly. Dui daarop dat inkonsekwente of swak toegepaste skoolvakassesserings moontlik tot hoë herhalingssyfers kan bydra. Daar word aangevoer dat herhaling oorvol klasse kan veroorsaak. Dikwels verdwyn kinders in die groter groep en raak al hoe meer verder agter. 'n Vredesplan bindende verpligtinge insluit om Oekraïne te ondersteun in die geval van toekomstige gewapende aanvalle deur Rusland, lei 'n konsepverklaring wat voorberei is vir 'n beraad gister in Parys. Die verklaring moes later gister in Parys nog goedgekeur word deur die leiers van die koalisie van die gewilliges, bondgenote van Oekraïne, Steve Witkoff, president Donald Trump van Amerika se spesiale verteenwoordiger en Jared Kushner, Trump se skoonseun, het by die Élysée-paleis in Parys opgedaag vir hierdie beraad. Meer as 27 leiers sal na verwagting hierdie beraad bywoon. Tot onlangs was baie van die fokus op beloftes van militêre hulp aan Oekraïne en moontlike bydraes tot 'n internasionale gerusstellingsmag. Hierdie samesprekings is daarop gemik om meer beskerming en mag vir Oekraïne te lewer, het Zelensky op X gesê toe hy in Frankryk aangekom het. Ons maak staat op ons vennote se ondersteuning en op stappe wat werklike veiligheid vir ons mense kan waarborg, het hy gesê. Die konsepverklaring voorsien ook voorgesette langtermyn militêre bystand aan Oekraïne, sowel as multinasjonale mag vir hierdie land. 'n Man word sedert maandagmiddag aan die Willekus vermis nadat hy glo kreef uitgehaal het en meegesleer is. 'n Woordvoerder van die Nasionale See-reddingsinstituut sê in 'n verklaring die 31-jarige plaaslike man het omstreeks 1500 uur naby Hluleka Natuurreservaat naby Port St. Johns by 'n strand bekend as Banana Beach vermis geraak. Die menseredders het na hom bly soek terwyl reddingsvoertuie van die NSRI Madluri hulle by die soektog aangesluit het, asook lede van die polisie. Ondanks uitgebreide soektogte is daar steeds geen teken van hierdie man, lei hulle verklaring. Te midde van die onstuimige wêreldpolitiek waarmee die jaar begin het, die JSE 'n rekordvlak bereik toe dit gistermiddag met 1,6% of 1827 indekspunte tot 118.410 punte gestyg het. Goldfields se aandeleprys is een wat die grootste stygings in 'n markware aangeteken het. Valterra en Anglo Gold tel ook onder die 5 grootste stygings in die land. Die goudprys het maandag met byna 3% gestyg en gister met nog $15 tot $4,463 per fyn ons. In Europa het baie indekse ook maandag op rekordhoogtes gesluit met veral die aandelepryse van wapenmaatskappye wat ook erg gestyg het. Optimiste oor die vraag na kunsmatige intelligensie het die aandelepryse van tegnologiemaatskappye ook 'n verdere opstoot gegee. Goud en silwerpryse het aanhou styg terwyl die vraag na bates wat onstuimige tye as 'n toevlughoog beskou word toegeneem het. Die rand het in 'n stadium gister tot R16.30 teenoor die dollar verstewig teenoor die vorige dag se sluiting op R16.37 per dollar. Beleggers is grootlik kalm gebly ten spyte van die naweek se politieke omwenteling in Venezuela, waar Amerikaanse magte president Nicolás Maduro gevangene geneem het. Venezuela se internasionale staatseffekte het intussen hulle opwaartse momentum verder voortgesit. Die opwaartse trajekte was veral duidelik oor Asiatiese markte heen, met die indekse van Taiwan, Singapore en Indonesië wat almal rekordhoogtes bereik het. Indekse in Hongarye en die Tsjechiese Republiek het ook hoër gehandel. Die dollar het addisionele druk ervaar nadat Neil Kashari, die Minneapolis Federale Reservebank se president, aan CNBC gesê daar is 'n risiko waar werkloosheidssyfer verder kan laat styg. Elders het die Hongaarse forint met 0,7% teenoor die euro gedaal, terwyl markte in Pole en Roemenië geslote gebly het. Ford Raptor jaars het die derde sneltraject in en om Alula, Saudi-Arabië oorheers, maar die Suid-Afrikaanse Toyota Gazoo Racing jaar
Guy Botterill en sy Spaanse navigator, Oriol Mena, het hulle Hilux in die derde plek oor die eindstreep gestuur. Die wenners was die Amerikaners Mitch Guthrie en Kellen Walsh met 'n Ford Raptor en die naaswenners Martin Prokop en Viktor Kicha van Tsjechoslowakye in 'n soortgelyke voertuig. Saud Varaiwa van Johannesburg en sy Franse navigator Victor Cazalet het 17de by die eindpunt aangekom en is nog 9de algeheel. Dis die beste van die jaars met Suid-Afrikaanse paspoorte. Die DGRSA W2 RC-jaars Henk Lategan en Brett Cummings is nou 11de algeheel nadat hulle Hilux in die 23ste plek oor die eindstreep gestuur het. Die Buysraam motorjaars Brian Baragwana en Lennard Creamer met hulle Century Racing CR7 was 36ste en het van 16de tot die 23ste plek algeheel teruggestap. Die motorfietsbrigade se plek het geskommel met Honda jaars wat op soortgelyke wyse as die Ford motorjaars hierdie keer die oorhand oor die KTM jaars gehad het. Die Spanjaard Tosha Saricina het met sy Honda 2 en 'n kwart minute voor sy spanmaat Ricky Brabeck van Amerika eerste oor die eindstreep gestuur, gevolg deur Maandag se wenner Daniel Sanders van Australië en sy KTM spanmaat Luciano Benavides. Ross Branch van Botswana was weer die held van die Suidelike Afrikaanse jaars in die 6de plek nadat hy 'n tydboete weens 'n spoedoortreding opgedoen het. Bradley Cox het nommer 13 sy gelukkige nommer op sy sirkel gemaak en weer in die 13de plek laat maak. Die Haai het gister na Engeland gereis vir die naweekse wedstryd teen die Sale Sharks in Seaford. Watter spelers die Haai afrig dat JP Pietersen gekies het om die Sale Sharks te pak, is egter nog steeds 'n geheim. Die Haai speel volgende week weer in die kompetisie wanneer hulle Clermont van Frankryk in Durban sal pak. Die Haai het in Desember met Saracens van Engeland in Durban afgereken. Die wedstryd was Pietersen sy eerste een in beheer van die span nadat John Plumptre sy pos ontruim het. Met 2 wedstryde in groep 1 oor, moet die Haie albei wen om hulle self 'n goeie kans te gee om vir die Kampioenebeker se uit-en-rondes van 16 te kan kwalifiseer. Nick Hatton, die Haai losvoorspeler, sê die groep het genoeg skietgoed om mededingend te kan wees. Ons het groot agting vir die Kampioenebeker reeks en ons wil die naweek net ons beste lewer, het hy aan die media gesê. Arina Sabalenka se Battle of the Sexes stryd teen die Australiër Nick Kyrgios was die doelpa wat haar gehelp het om Kristina Bushka gister gemaklik te klop in aanloop tot die Australiese Ope. Die voorste vrouespeler ter wêreld het slegs 48 minute nodig gehad om haar tweede ronde wedstryd in die Brisbane toernooi met 6-0 en 6-1 te kan wen. Sy sal in die derde ronde teen Jelena Ostapenko of Zorana Cristea te staan kom en bly op koers om Madison Keys in die kwart eindronde te pak. Die twee spelers was verlede jaar in die eindstryd van die Australiese Ope slag met Keys wat toe in 3 stelle gewen het. Sabalenka sal die bordjies hierdie keer wil verhang. Keys van Amerika het min moeite ondervind om haar landgenoot McCartney Kessler met 6-4 en 6-3 te wen. Novak Djokovic, die 24-malige Grand Slam wenner, het intussen gistermiddag aangekondig dat hy hom aan aanstaande week se Adelaide toernooi onttrek het. Djokovic sou die toernooi gebruik het om voor te berei vir die Aussie Ope. Volgens die 18-jarige Serviese ster is hy fisiek nog nie heeltemal reg om in 'n toernooi te kan speel nie. Travis Head, die aanvangskolwer, se 163 lopies van 166 balle, het 24 grenshoue ingesluit wat die tuisspan by uitskyk tot 518 vir gehelpheid vorder. 'n Voorsprong van 134 lopies. Die besoekers het 384 lopies in hulle eerste kolfbeurt aangeteken. Dit was egter nie net Head wat die Engelse hoofbrekers besorg het nie. Steve Smith, waarnemende Aussie kaptein, is steeds voor die penne met sy telling op 129 lopies nie uit nie. Usman Khawaja se besering vroeër in die reeks het aan Head die geleentheid as ankerman gebied en hy die nuwe rol behoorlik omhels. Deelnemers aan vandees maand se Australiese Ope vanjaar se eerste Grand Slam toernooi gaan ryklik met prysgeld beloon word. Die organiseerder van die toernooi, wat op 18 Januarie in Melbourne begin, het aangekondig dat 'n enorme pryspot van sowat 1,2 miljard rand op die spel sal wees. Dis 'n toename van 16% vergelyking met verlede jaar se toernooigeld. Die wenners van die mans en die vroue enkelspel sal elke stewige cheque van 46 miljoen rand in hulle sak kan steek. Spelers wat in eerste ronde verloor, sal ook rede hê om te glimlag en wat huiswaarts sal keer, sal sowat 1,65 miljoen rand in hulle sakke steek. Craig Tully, Suid-Afrikaans gebore toernooidirekteur van die Australiese Ope, sê met die toename in prysgeld weerspieël Tennis Australië sy verbintenis om loopbaan op alle vlakke van opkomende sterre tot Grand Slam kampioene te ondersteun. Volgens hom het hulle die pryspot in die kwalifiserende toernooi sedert 2023 met 55% verhoog. Bangladesh se tussentydse regering het maandag aangekondig dat geen cricketwedstryde in die Indiese Premier League, oftewel die IPL vanjaar, uitgesaai sal word nie, weens die politieke druk tussen hierdie twee lande. Die drastiese stap
volg op die versoek dat geen van die tiere se wedstryde in vanjaar se T20 Wêreldbeker toernooi, die T20 WB, in Indië gespeel word nie. Politieke spanning tussen Indië en Bangladesh vererger elke dag. Die IPL word tussen 26 Maart en 31 Mei beslis. Vanjaar se T20 Wêreldbeker toernooi word tussen 7 Februarie en 8 Maart in Sri Lanka en in Indië beslis. Bangladesh se eerste wedstryd is op 7 Februarie teen die Windies in Kolkata. Met die Deense fietsryer Jonas Vingegaard, wat reeds algehele glorie in die Tour de France en in die Vuelta a Espanje gemaak het, en hy hom by uitgeleese geselskap aansluit, indien hy die Giro Italia ook kan wen. Die wedren, tesame met die Tour de France en die Vuelta a Espanje, staan bekend as die fietsryse Grand Tours. Vingegaard was verlede jaar die algehele wenner van die Vuelta, nadat in 2022 en 2023 die koning gekry het in die Tour de France, die wêreldse prestigerykste wedren. 2024 en 2025 moes Vingegaard met die tweede plek algeheel in die Tour de France tevrede wees met die Sloveense superster Tadej Pogačar, wat albei daardie kere die wenner was. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2539, Polokwane 1933, Lephalale 2237, Mbombela 1835, Mahikeng 2034, Pretoria 2035, Johannesburg 1933, Ermelo 1330, Kalahari 2135, Gaborone 2436, Richards Bay 1930, Pietermaritzburg 1527, Durban 2029, Port St Johns 1825, Pongola 1934, Maputo 2238, Bethlehem 1433, Bloemfontein 1935, Alawal Noord 1633, Welkom 2134, Vryburg 2135, Kimberley 2036, Appington 1836, Prieska 2136, Springbok 1432, Karasburg 1733, Keetmanshoop 1835, Mariental 2136, Alexanderbaai 1627, Brandvlei 1534, Loederitsbaai 2036, Vredendal 1430, Kaapstad 1724, Sutherland 1127, George 1524, Jeffreys Bay 1426, Cabarra 1326, Grafreinet 1329, Kapogelas 1523, De Aar 2033, Multino 1027, Beaufort West 1631, Oos-London 1428. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.36 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.01, die euro verhandel teen R19.12, 'n pond kos R22.09, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,425, palladium per fyn ons is $1,814, silwer per fyn ons is $80.21 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $4,483, Brent olie per vat is $61.76 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.